En gou eerstens alle ongeruimthede uit die weg uitkry. Ja, jy's geskok, ons het nog dasse, né? Ek weer dink wanneer laas een van ek of Etienne met 'n das eintlik gepreek het, maar ek het gevoel ek wil vandag so. Right. Het jy al ooit 'n scenario gehad waar iemand op 'n baie slegte plek was en ons het niks wat jy vir hom kon doen nie? Jy wou so graag help. Daai illustrasie wat ons altyd sê van my hande voel afgekap. Buite jou beheer. Ek dink sommer aan ek weet enige pa of ma wat al 'n kleintjie gehad het. Ek dink veral in kleintjies. Ek dink soos daai RS-virus en die lyfie wat net so hoes en jy wil so graag daai ongemak, daai sleg wegvat. Jy kan net nie. En jy kry hulle so intiem jammer. Dalk is dit iemand wat baie oud was of iemand wat baie siek was in 'n hospitaal en jy sien die lyding, jy sien hoe hulle agteruit gaan en jy wens jy kan verligting bring of hulle beter maak, maar daar gebeur net niks nie. Niks verander nie. Net meer as ek moes al genoem het al die kleintjies 'n boekie gekry. Andre, het julle reg gekom? Okay. Dankie vir jou moeite. Ek moes dit genoem het. Net meer as 2000 jaar terug, net oor die 2000 jaar terug, moes hierdie dag, dit wat ons vier vandag, een van die donkerste dae, een van die mees hartverskeurendste, skokkendste, ontmoedigendste dae ooit wees, vir mense wat naby aan Jesus was. Mense wat hom goed geken het. Sy ma, sy broers, sy vriende, sy volgelinge, mense deur wie hy aangeraak is, wat so positief en pro hierdie man was. Want hierdie mense moes fisies staan en kyk waartoe Jesus alles gaan. Ons lees dit vinnig. Ek bedoel, jy kan die hele verhaal van Jesus in 5 of 10 minute deurlees, maar dit wat Jesus daai dag ervaar het, hulle moes toe kyk, hulle moes elke sweep hou, hoor. Hulle moes elke kreun van pyn hoor, waar hulle met 'n stok slaan op sy kop, waar hy 'n doringkroon op het, waar hulle sy baard uitskeer, waar hulle met die vuis slaan, waar hulle met swepe slaan en gesel. En dit het vir ure en ure aangegaan, tot op die punt waar hy onherkenbaar was. Jesaja, honderde jare voor sy dood, voor Jesus eers aarde toe gekom het, profeteer dit so, en hy sê, vers 15 van Jesaja 52, hy sê, vers 14, hy sê, baie mense was ontsteld, toe hulle hom sien. Hy was so misvorm, dat hy skaars soos 'n mens gelyk het. Die Engels, die Contemporary English version sê, many were horrified at what happened to him. But everyone who saw him was even more horrified because he suffered until he no longer looked human. En sy geliefdes moes dit staan en kyk. Hulle moes dit inneem, hulle moes dit verwerk op 'n manier. Hierdie ou wat almal gesond gemaak het, hierdie ou wat sy hart so geklop het vir ander mense, hierdie ou wat altyd uit sy pad uit gegaan het om te help, hierdie ou wat nie 'n grein sonde in hom het nie, en wat nooit verkeerd opgetree het nie, hierdie ou word brutaal hanteer. Hierdie Jesus word mishandel. En soos ek sê, hulle moes elke sweep hoor en elke kreun van pyn hoor. Dis in die begin van Jesus se arrestasie en uiteindelik sy kruisiging. Ek weet nie of jy dit al die som gemaak het, gaan lees nie, maar die details sê vir ons dat dit vir amper 12 ure lank aangegaan het. Jesus is 3 daai oggend gearresteer, ongeveer 9 uur die oggend gekruisig, en by 3 uur die middag sy laaste asem uitgeblaas. En tussen 3 daai oggend en 9 daai oggend is waar al die ondervragings plaasgevind het en al die spottery en die slaan met die swepe en die doringkroon en waar hom in die gesig spoeg en waar hom totaal en al verneder en waar sy lyf vol wonde is en hulle lap oor hom gooi en hom spot as 'n koning en dan die lap weer afruk, al daai droë wonde wat weer oopgeruk word. 9 uur word hy gekruisig. En sy laaste asem blaas hy nog 6 ure later eers, hier by 3 uur die middag uit. En sy geliefdes moes dit sien. Moes dit verwerk. Stel jouself gou vinnig in vanoggend om jou eie kind, of jou beste vriend, of jou broer of suster, of jou man of vrou, sulke pyniging en sulke detail vir so 'n lang periode te moet dophou, dat iemand dit aan jou kind doen. Stel jouself in wat sy emosies hulle moes verwerk, wat sy gedagtes deur hulle kop moes gaan. Dit was verseker vir elke persoon naby aan Jesus die
donkerste, slegste dag ooit. 'n Dag wat ek jou waarborg, hulle totdat hulle 80 jaar oud is, nooit sou vergeet nie. En tog, so donker soos hierdie dag was, so hartverskeurend soos hierdie dag was, vir almal wat daai dag dit gesien en ervaar het, so helder is hierdie dag vir my en jou vandag, en die res van die mensdom, want hierdie dood het lewe aangekondig. Hierdie donkerte wat geskreeu is in die pydiging van hierdie mens, het lewe en liefde geskreeu vanuit die hemel. Jy ken hierdie teks, Johannes 3 vers 16, wat sê, God het die mensdom so lief gehad. So lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar dit is belangrik dat ons nie vanoggend vergeet wat dit die hemel gekos het om hierdie seun prys te gee nie. En so ons tema vanoggend is die prys van liefde. Die prys van liefde. Die prys wat die hemel moes betaal. So vandag se tema is die hemelse prys vir liefde. En Sondag gaan ons oorspoel en ons gaan kyk van aan die ander kant en ons tema gaan wees die aardse prys van liefde. Dit wat ons vandag hier vier, was 'n prys wat betaal is, 'n hemelse prys wat betaal is. En die rede hoekom daar 'n prys betaal was omdat daar 'n skuld was wat betaal moet word. Nou in ons konteks, in die konteks van Jesus, was daar nie 'n ander prys wat betaal kon word nie, maar in ons konteks, ek kan jou dalk geld skuld en dan kan ek op 'n manier met jou bargain en redeneer en sê, maar luister, as ek jou gras sny vir 'n maand, dan sal ek dit doen, of hoorie, ek sal jou afbetaal in 6 paaiemente, of hoorie, ek het nie hierdie geld nie, maar kom ek gee jou hierdie gitaar of hierdie kar of hierdie, hoorie wat ek probeer sê, ons kan 'n deal probeer maak. Maar wanneer dit kom by die skuld van die mens, was daar geen plaasvervanger nie. Daar was nie, ek onthou julle die radioprogram van is dit Nikkie van der Berg en RSG, iets vir iets, goeiemôre. Daar was nie iets wat ek kon bring om hierdie skuld te vereffen nie. Ons geen onderhandeling nie, geen alternatief, geen plaasvervanger nie. Romeine 6 gee vir ons wat die prys is. Hy sê in vers 23, en dis in die ou vertaling in 33, hy sê, want die loon van die sonde is die dood. Wat is 'n loon? Dis 'n betaling, nê? Dis iets wat jy vir iemand gee wat dit verdien. Elke maand betaal die boere, ons hoor ek hulle sê, ek gaan gou lone betaal. Ek betaal iemand wat vir my gewerk het, hy verdien dit, dis sy reg, dit wat hom toekom. Hy sê, dit wat ons toekom, dit wat ons reg is as gevolg van sonde, is die dood. Romeine 3 sê, want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig, ek het vir jou slegte nuus, maar jy is deel van almal. En ek is deel van almal. En op grond van almal wat gesondig het, is die loon, dit wat ons verdien, die dood. Er is nie een mens wat nie gesondig het nie. En ons het nou 'n verdienste, ons het 'n skuld. As daar nie 'n skuld was nie, was daar nie nodig om 'n prys te betaal nie. Maar daar is 'n skuld en daai skuld word aan elke liewe mens gekoppel. Ek en jy ook. Ons het nodig dat iemand in ons plek die prys moes kom betaal. Nou hierdie is nie 'n vreemde gebruik nie. Honderde en duisende jare voor hierdie kom God en hy bring 'n volk bymekaar. Te veel detail gee nie, maar Josef is uiteindelik in Egipte en saam met sy boeties en uiteindelik word hulle so baie dat hulle 'n volk word en daai volk word op 'n tyd so groot dat Egipte mos bang word en onderdruk hulle in slawerny en dan uiteindelik kom God mos met 11 pla en hy kom red hulle. 10 pla, maar julle let niks op nie of julle is te skaam om my reg te stel. Ek check julle. 10 pla en uiteindelik laat die Farao hulle gaan en die volk wat in slawerny gebore is, aan vry. En ons 'n hele interessante storie ook rondom die paaslam wat geslag moes word aan 'n deurkosyne. Ons gaan nie eens op dit vandag fokus nie, alhoewel dit die mooiste storie ooit is, maar hulle gaan uit. Maar hierdie volk is nog steeds 'n volk wat almal het gesondig, almal skiet kort, en dan kom God en hy bring 'n stelsel in plek. Hy's 'n heilige God en daar's 'n skuld en waar 'n skuld is, moet 'n prys betaal word. Hy kan nie net sy oë wegvat en maak of daar nie 'n sonde is nie. So,
Reeds in die Ou Testament trek hierdie volk uit Egipte en God gee hulle die volgende wette en beskrywings en opdragte. Lees dit saam met my, Levitikus 1 vers 3 en 4. Hy sê, as jy 'n bees of 'n brandoffer bring, bring dan die bul sonder enige liggaamsgebrek. Bring die bul na die ingang van die tent van ontmoeting, sodat dit vir die Here aanvaarbaar is. Hoekom moet ek 'n bul bring? Wat moet nou gebeur? Lê jou hand op die kop van die brandoffer. Sodat, hoor hierdie woorde, moenie dit mis nie, sodat die Here die bul, die offer, dit wat op pad is om te sterf, as 'n plaasvervanger vir jou kan aanvaar. En dit so vir jou versoening, vergifnis, 'n skone rekening kan bewerk. Maar daar's 'n skuld. En daar's 'n prys. En die prys, die loon van die sonde is dood. Iets moet sterf. Bring iets in jou plek, sodat daai kan sterf en jy nie hoef nie. Hoekom? Want alle mense sondig. En die loon vir my sonde is die dood. In ander woorde, ek transfer my sondes oor na hierdie dier toe. Hierdie dier word nou sondig vir my sonde. Ek is nou skoon en hierdie dier sterf. Jesus het kom sterf sodat ek en jy nie hoef te sterf nie. Hy het die hemelse prys geword wat betaal moes word vir die aardse skuld waarin die mens homself bevind het, want ons kon niks aan doen nie. Dieselfde twee tekste wat ons nou gelees het, wat so 'n donker prentjie gee, gaan aan en gee ons die teendeel. Lees dit gou weer saam met my. Romeine 6 eerste, hy sê, want die loon van die sonde is dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dankie Here vir 'n hemelse prys. Dankie Here vir 'n hemelse prys van liefde wat U vir my kom gee. Hoofstuk 3, Romeine 3, gaan aan in vers 24 en 25. Hy sê, maar hulle, wie's dit? Dis almal wat gesondig het, dis ek en jy wat die loon van die dood verdien, maar hulle almal word sonder dat hulle dit verdien. Op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom, Jesus, het God gegee as 'n offer, wat deur sy bloed versoening bewerk vir die wat glo. En die mooiste woorde in daai teks is met die woordjie, en al twee tekste was die woordjie genade. Die feit dat die mens iets kom ontvang wat ons nooit ooit sou kon verdien nie. En die feit dat die mens gespaar word van iets wat hy moes betaal en skuldig aan was. Ons ontvang 'n lewe wat ons nie verdien nie. Ons word vrygespreek van 'n skuld wat ons ook nie verdien nie. In my plek is 'n hemelse prys betaal. Soos ek vroeër genoem word, is dit vir my belangrik dat ons vandag onthou, hoe lyk daai hemelse prys? Wat is betaal? En ek wil 3 punte gou met jou deel. Nommer 1. Hierdie hemelse prys het die Vader sy seun gekos. Het is belangrik dat ons onsself in God se skoene probeer inleef vanuit wat hy gegee het en wat het hom gekos het. Dit wat met Jesus gebeur het, was nie 'n ongeluk nie. Dit was die Vader se plan, dit was die Vader se opdrag, dit was die Vader se wil, dit was doelbewus, dit was intentioneel. God was nie met sy eie sake besig en hy het nie 'n klou gehad van die mens en 'n mens kom klop en sê ek weet nie of jy weet nie, maar ons het 'n probleem. God het ingegryp. Andersom waar ek en jy, waar die mens nie 'n klou gehad het van hoe verlore ons regtig was nie. En hierdie God kom intentioneel en hy gee sy seun. Ek lees dit vir jou weer, Johannes 3. God het die mensdom so lief gehad dat hy sy eie seun gegee het. Dat elkeen wat aan hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie iets eenkant gegee wat, dit lê daar eenkant in die hemel rond en niemand gebruik dit regtig nie. Ja, jy is welkom om dit te leen. Kos my eintlik niks. Hy het nie 'n engel gestuur. Ek het miljoene van hulle, hier's een, dis okay. Hy het nie 'n plan net gemaak nie. Hy het sy seun gegee. Die hoogste prys. Inteendeel,
Besef vanoggend dat daar nie op aarde enige verhouding bestaan soos wat daar 'n verhouding is tussen God die Vader en God die Seun nie. Daar is nie. Ons kan nie verstaan hoe daardie eenheid werk nie. En hierdie God wat so een is met sy Seun, het sy Seun gegee. En die goeie nuus is vanoggend, ek hoef dit nie te verstaan nie, want dit gaan bo my gedagtes, ek gaan dit nooit kan indink nie, maar wat ek wil hê jy moet verstaan vandag is, dat die Vader, toe hy sy Seun gee, hulle was so een, het die Vader homself gegee. Hy het die duurste prys betaal. Hierdie hemelse prys was nie goedkoop nie, dit was die kosbaarste prys wat gegee kon word. Hierdie hemelse prys het die Vader sy Seun gekos. Hierdie hemelse prys, tweedens, het die Seun sy lewe gekos. Jesus het nie gekom om mense se lewens net beter te maak. Gekom net vir wonderwerke en siekes word gesond en blindes kan weer sien nie. Jesus het gekom om te sterf. Dit was die plan. En hy het dit geweet. Laat dit by jou insink dat Jesus 'n pyn kom verdien het. Dat hy 'n pyn kom ervaar het wat hy nie verdien het nie. Hy het 'n skuld op hom kom neem wat nooit sy skuld moes wees nie, waaraan hy nie skuldig was nie. Hy het 'n kruis kom dra wat nie syne was om aan te hang nie. Hy het dit syne gemaak. En dis die twee woordjies wat ek vandag wil hê jy moet onthou. Vir jou. Hy het dit syne kom maak, hierdie kruis, hierdie pyniging vir my. Dis 'n gehoorsaamheid wat ek en jy nooit sal kan verstaan nie. Vader, dis wat U van my vra, dit is die ergste wat op my kan wag, die antwoord is ja. Laat U wil geskied, nie myne nie. En vriende, kantel en aantekening, dis hoekom geen opdrag wat God vir ons gee, ooit te groot moet wees om te gehoorsaam nie, want die gehoorsaamheid waartoe Jesus gegaan het vir my en jou, is veel groter. En jy kan nie in 'n redenasie met God kom en maar of besluit nie. Jesus se gehoorsaamheid was die hoogste vlak met die grootste prys vir opoffering van daai gehoorsaamheid en hy het ja gesê. Jesaja 53 vers 4 tot 10, weer eens honderde jare voor Jesus se bestaan, kom profeteer dit, lees dit saam met my, hy sê, tog was dit ons swakhede wat hy gedra het. Hy het die pyn, ons pyn verduur. Ons het aan hom gedink as dat God hom slaan, kastei en tuister. Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Almal van ons het weggedwaal soos skape, almal het gesondig, né? Nie ons eie pad, ons het ons eie pad gevolg en toe het die Here ons almal se skuld en sondes op hom, Jesus, laat neerkom. Hy is geslaan en mishandel, maar hy het nie sy mond oopgemaak nie. Hy is soos 'n lam, soos 'n bul, soos 'n offer, soos 'n lam wat ter slagting gelei word. Soos 'n skaap stil is voor sy skeerders, so het hy ook nie sy mond oopgemaak nie. Hy is verdruk, hy is skuldig bevind, hy is weggelei na sy dood. En wie van die mense het besef dat hy vir hulle sondes doodgemaak word? Dat hy eintlik in hulle plek gestraf word. Hy, Jesus, het niks verkeerd gedoen nie. En het nooit iemand bedrieg nie. Tog is hy soos 'n misdadiger begrawe in 'n ryke se graf neergelê. Hoor weer intentionaliteit hiervan, maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe 'n skuldoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as gevolg van hom ontvou. Het jy die gehoorsaamheid in die teks gehoor? Wat Jesus gedoen het? My Vader het 'n plan, my Vader het gevra. Het jy die pyn, die wreedheid in die teks gehoor? Het jy die onregverdigheid daarvan gehoor?
Het jy die plaasvervanging gehoor van ons moes, maar hy het? Dat hy dit nie vir homself kom doen het, of sy eie probleme kom oplos nie, want hy het nie probleme gehad nie. Nee, dit was alles, weer daai 2 woordjies vanoggend, dit was alles vir jou, vir my. Hoekom was dit vir jou en vir my? Ons dink baie keer dat Jesus kom sterf het vir ons sondes, dat sonde die fokus was, maar dis die helfte van die antwoord. Ons sonde was nooit Jesus se motivering nie. Dit was dit wat in die pad gestaan het tussen ons en hom, maar liefde was die motivering. Die hemelse prys wat betaal is, was om die sonde weg te kry, maar die motivering vir die hemelse prys was liefde. Romeine 5 vers 8 in die nuwe vertaling sê, God bewys sy liefde vir ons. Juis hierin, dat toe Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Weer gou Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Want so lief het God vir jou gehad. Want so lief het God vir my gehad. Dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sonde was dit wat in die pad gestaan het. Sonde was die kopseer en Jesus gedryf in liefde kom sterf sodat sy bloed, sy offer vir ons sondes kan betaal. Wat het die hemelse prys nog gekos? Ek sal hom nou noem, maar luister gou eers. Jy sien, nou kom 'n punt in hierdie gebeurtenis waar Jesus deur al die pyn is. Hy's reeds vasgespijker aan 'n kruis. Hy hang, hy is besig om te sterf. Dit was een van die grootste, wreedste maniere om dood te gaan, hoe die Romeine 'n kruisiging uitgedink het. Ek bedoel, eerstens, massiewe, lang, groot spykers word deur jou gewrigte geslaan, waar jou senuwees loop. Hulle praat van die median nerve. Nou, ek het nie 'n klou wat dit in Afrikaans is nie, maar ek bedoel, jy weet, as jy ooit al jou sjokbeentjie of iets gestamp het, of 'n senuweepyn wat skiet deur jou lyf, kan jy jouself indink dat 'n spyker deur daai senuwee gaan, en jy hang aan daai pyn vir 6 ure, dieselfde met jou voete. En tweedens het jou lyf begin sak, so jy kan nie asemhaal nie, jou longe word onderdruk, selfs al loop vog in jou longe, en so vir elke asemhaling moet jy druk op jou voete uitoefen, dat jy kan opstaan om asem te haal en weer te sak, en dis wat oor en oor gebeur het, totdat daar 'n punt kom waar die persoon wat gekruisig is net nie meer kan nie, en uiteindelik sterf. Dan Jesus se einde, net voor 3 uur, na ure wat hy gemartel is, na ure wat hy aan die kruis hang, hierdie hemelse prys wat hy vir ons betaal, roep hy hierdie skokkende woorde uit. Matteus 27, hy sê, teen 3 uur die middag, het Jesus baie hard uitgeskreeu. Eli, Eli, lema sabachthani, wat beteken, my God, dink aan daai eenheid, God, my God, waarom het U my verlaat? Wat het die hemelse prys nog gekos? Nommer 3, dit het die Godheid skeiding gekos. Vir die eerste keer in die ewigheid is daar skeiding tussen Vader en Seun. Vir die eerste keer in die geskiedenis word die perfekte 3-eenheid verbreek. Want die Vader het die Seun verlaat. Kom in die middel van hierdie dag, toe Jesus dit uitskree, hierdie ontsaglike donkerte, 3 uur die middag, so 'n stuk donkerte, dat niemand weet wat gebeur nie. Hoekom? Want die Vader moes sy gesig wegdraai van sy Seun af. Hy kon nie meer by hom wees nie. Hoekom? Omdat die Seun, wat ons nou in Jesaja gelees het, die plaasvervanger geword het. Op daai oomblik is die wêreld se sonde op die Seun gebring. Hy wat onskuldig was, het in daai oomblik skuldig geword. En die Vader in sy heiligheid kan nie in die teenwoordigheid van sonde wees nie. Die Vader het sy Seun verlaat vir jou.
vir my. Die Vader het 'n perfekte drie-eenheid gebreek vir jou, vir my. Hierdie hemelse prys het die Vader skeiding gekos. Ons sonde het die hemel verhouding gekos, dit het die hemel intimiteit gekos, dit het die hemel pyn gekos, en weer eens al hierdie dinge was die plan, intentioneel van die Vader. Dit verder gou in konteks. Al hierdie wreedheid wat Jesus deurgegaan het, al die pyn, die vernedering, die mishandeling, kom in die hande van die einste mens vir wie God sy seun stuur om te sterf. Dis die einste mens vir wie hy lief is, wat sy seun op die wreedste manier doodmaak, en tog hou die Vader terug. Dis die einste mens wat maak dat hierdie eenheid verbreek moet word, dat die seun alleen moet staan en 'n verlate moet voel, en tog beheer God homself om nie in te gryp nie, om nie in te stop nie. Want die mens, jy en ek, het 'n skuld wat betaal moet word. Ons sien die hart en die karakter van die Pa. Hierdie hemelse prys was gedryf deur 'n liefde vir my en jou wat ons nie verstaan of kan begryp nie. En ek wil vanoggend daarop fokus, want ons vergeet baie vinnig wat dit God gekos het om vir ons lewe te bring. Ons fokus regtelik op die ontvangkant, hoe dit my lewe verryk en wie Jesus my maak en wat Jesus se impak het, en ek is vergewe, ek is vry, daai las is weg, dis die ontvangkant, dis mooi. Vanoggend sit jouself in die Vader se skoene, wat die Vader deur moes gaan, en wat die Seun deur moes gaan. En hoekom hierdie dierprys? Want 1, dis hoe groot die skuld van die mensdom was. Daar was nie 'n ander alternatief nie. En 2, omdat die liefde van God so groot vir die mens was, dat hy die hoogste, duurste, kosbaarste prys betaal het. Hierdie hemelse prys gemotiveer deur liefde. En so met reg mag ek en jy vanoggend sit en besef, en jou herinner daaraan, dalk voel jy nie so nie, dalk leef jy nie meer so nie, maar hierdie prys skreeu vir ons iets dat ons vir God kosbaar is. Waardevol is, dat jy by die naam vir hom saak maak. Dat hy aan jou gedink het, en ook bewus van jou skuld, en jou sonde was, en jou plaasvervanger was, en dit was deel van God se plan. En so lief het God die mensdom. Niemand is uitgesluit van daai prys nie. Almal gaan dit dalk nie aanvaar nie. Almal gaan dit dalk nie glo nie, maar die prys was vir almal betaal. Almal van ons vandag by die naam kan weet. Ek is kosbaar. Jy betaal nie 'n kosbare prys vir iets wat niks werd is nie. Jy betaal nie vir iets 'n duur prys waaraan daar nie noodwendig sentiment of waarde is nie. Dit is 'n storie, miskien met jy almal gehoor, maar ek as pa, as ek myself in dit inleef, dan wil ek myself stikkend huil. Dit is 'n storie wat jy heel moontlik goed ken, maar daar was 'n man wat gewerk het as 'n brugwagter. 'n Brug wat heeltyd oop en toe moes maak, sodat treine kon oorry, en waar die treine nie oor is nie, oopmaak, sodat bote en goed kan deurloop. En sy werk was eenvoudig, maar uiters belangrik. As 'n trein nader kom, en dan moes hy die treinbrug laat sak, sodat die trein veilig kon oorsteek. Maar as daai brug nie betyds gesak word nie, dan is honderde mense op daai trein dood. Op 'n dag het hy sy jong seun werk toe geneem, en die seun was nuuskierig en vol lewe, en die pa en hierdie mooi verhouding met hom, wys hom alles wat hy doen, wys hom die knoppies, wys hom die brug, wys hom die treinspore. Die seun is te opgewonde om die trein te sien, wys hom hoe belangrik sy werk is, en terwyl hulle daar was, raak die pa besig met sy checklists en die goed wat hy moet doen, en hy besef nie dat sy seun afwonder en rondloop en nuuskierig raak soos tipies seuns is, en kyk nie. En ek vind sy seun homself op die brug, onder daar tussen die meganismes en die goed wat hierdie trein op en af laat beweeg, en hy kyk na al die ratte en die skroewe.
Skielik het die pa die fluit van die trein in die verte gehoor. Hy het opgespring en na sy pos toe gehardloop, en toe hy afkyk of in sy pos kyk, toe sien hy maar, my seun is nie hier nie, en toe hy rondkyk om sy seun te sien, sien hy sy seun daar tussen die meganismes, vasgevang tussen die groot stalratte. Die trein was net sekondes weg. En hy het geweet, as ek die brug nie nou laat sak nie, gaan honderde mense doodgaan, maar as ek die brug nou laat sak, sterf my seun. En vir 'n oomblik het tyd stilgestaan. Die pa het geskreeu, hy het sy seun se aandag probeer kry en gewaai, maar die seun het afgekyk, hy het hom nie gesien nie, en die geraas van die trein wat kom, is oorweldigend. En met trane wat oor sy wange stroom, het die pa sy oë toegemaak en die hefboom getrek. En die brug het begin sak. Die trein het veilig oor die brug gegaan, met honderde mense onwetend van die prys wat betaal is vir hulle. Toe die trein verby is, het die pa ineengestort en onbedaarlik gehuil. Want hy het alles verloor, sodat ander kan lewe. Net soos daai brugwagter, het God ook 'n keuse gehad. Hy het nie net 'n kind verloor nie, hy het sy enigste seun gegee. Soos daai pa voor die tyd kon waarsku, sou hy seker maak sy kind kom nie naby nie. God se plan was van die begin af. Dit was nie 'n ongeluk nie. Dit was 'n intentionele verlies. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. En ek en jy hoef nie vandag soos passasiers te wees, wat nie 'n idee het van wat dit hom gekos nie. Ek en jy kan vandag iets indink, en besef van die hemelse prys wat vir ons betaal is. 'n Prys betaal in liefde. Was dit vir die Here maklik? Ek dink dit moes die swaarste ding vir God ooit wees, om die perfekte goddelike drie-eenheid te verlaat. Jesus leer vir ons hoekom. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25. Dit waarna toe ons jou uitnooi vanoggend. Sê ek het van die Here ontvang, is Paulus wat skryf, sê wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waaraan hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, en hierdie twee woorde mis nie, dit is vir julle. Gebruik dit, onthou my, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Onthou my. En julle kan daai slide net so hou, dankie. En ek wil jou vanoggend nooi, kom wees deel hiervan. Miskien kuier jy by van ons vanoggend, miskien is dit vir jou 'n vreemde gebruik, so hier's wat die Bybel ons leer. Ons net twee vereistes, hoekom ons nagmaal mag gebruik of nie mag gebruik nie. 1, ek moet 'n gelowige wees. Ek moet iemand wees wat my geloof bely in Jesus Christus, want ek gebruik dit om te onthou wat hy vir my gedoen het. 2, dieselfde 1 Korintiërs 11, ons gaan nie dit lees nie, maar waarsku baie ernstig om te sê, moenie hierdie gebruik met minagting nie. Moenie hierdie maar gebruik asof dit net iets is nie, daar's ernstige nagevolge. Hierdie is vir God belangrik, want ons gebruik dit in gedagtenis van die duurste hemelse prys wat vir ons betaal is. En so ek sê dit om net vanoggend weer te sê, as daar iets tussen jou en die Here is, beteken dit nie, jy mag nie hierdie gebruik nie. Sorteer dit net uit. Praat vanoggend met die Here, vra vergifnis. As dit iemand is wat jy nog moet vergewe, maak 'n keuse vanoggend, maar moenie hierdie net gebruik omdat almal dit gebruik nie.
Miskien besoek jy by ons vanoggend en ek weet verskillende gemeentes en kerke het verskillende gebruike as dit kom by kinders. Jy het gehoor wat ons vereiste is. Ons vereiste is wat ons die woord reg, as ons die woord reg verstaan, is om te sê ek moet glo in Jesus Christus. En so as jy jou kinders wil laat deelneem hieraan omdat hulle 'n verhouding met Jesus het, doen dit. As jy voel nee, jou gebruik is anders en oortuiging is anders, dis jou keuse as ouer. Maar ek wil jou vra in die volgende paar oomblikke, ons gaan onsself voorberei en ons gaan oorgaan net in 'n tyd van aanbidding. Dat jy hierdie twee simbole sal kom haal en ons gaan nie amptelik vir jou 'n cue gee en sê nou gebruik almal dit saam, nou doen jy die brood, nou doen jy, ons het nou moeite gemaak voor die tyd, ons het mekaar bedien, al die tegniese ouens. Ek wil jou hê, vanooi, gaan vat hierdie elemente, gaan sit, gaan luister na die musiek, maar mag jy oor en oor en oor, jy kan weer terug gaan, hou daai nou op. Hierdie is vir my. Jesus, hierdie liggaam is gebreek en verniel en stikkend gemaak vir my. Jesus, hierdie druiwesap, hierdie rooierige vloeistof wat my herinner aan u bloed. Ek gebruik dit want ek onthou u het betaal vir my. En so die liedjies gaan ons herinner oor wat genade is en hoe groot God se liefde is. En as jy wil saam sing, dan sing jy saam. En as jy wil bly sit, dan bly jy sit. As jy as man en vrou of julle kinders mekaar wil bid, dis 'n spontane tyd. Eerens gaan ek jou uitnooi en sê kom. Kom ons staan, kom ons sê vir hierdie God dankie, hoe groot en wonderlik sy liefde is. Kom ons sing aan hom die woorde om te sê, u is waardig bo alles. Mag jy vanoggend hierdie elemente gebruik, en hierdie woorde in jou hart resoneer, hierdie is vir my. Sean, dankie, julle kan die musiek sommer net optel.